So, hoe gaan dit? O, julle. Voel dit ook vir julle asof die winter net hierdie week gekom het met 'n klap? Ek's hier. Nee. Okay, so voor ons gaan begin vir 'n oomblik, wie van julle het al gehad by die huis dat 'n paar dinge bietjie verkeerd loop? Die res van julle kom sien my, ek wil jou geheim hoor. Okay, so voor ons gaan begin, hier is ons net so 'n klein videoetjie oor goeie idees en slegte idees. Die beste is vir my, probeer dit terugskep. Ons almal het al sulke weke gehad. Vir hierdie maand het ek een van daai weke gehad. Julle, ons ry in die reën, die pottel word geslaan, die tyre word afgeskryf. Okay, wonderlik. Die volgende oomblik dan ons het by ons gehad, dan breek hulle in deur die electric fence. Okay, electric fence regmaak. Die volgende oomblik het ons letterlik gehad, hulle bel my, julle pyp by die huis het gebars, is water oral. Alright, gaan huis toe. Ons probeer. En op 'n stadium, ek het gevoel soos daai ou met die deur. Né? Jy wil net sê, ek gee op. Jy moet nie heilig wees vanoggend nie. Pastoor. En dit voel partykeer net alles gaan verkeerd. As jy nog dieper wil gaan, byvoorbeeld my skoonsister, ek is so trots op haar, sy oefen hard, sy en my broer het lanklaas vakansie gehad, hy het by nuwe werk begin, het uiteindelik kry hulle tyd om weg te gaan op vakansie, en daar gebeur 'n frats ongeluk en sy breek haar enkel. En dan moet skroewe ingesit word, en al daai oefening is vir niks, en is nie lekker nie. En jy vra jouself, hoekom gebeur hierdie goeters? Dit kan nog erger gaan, jy kry kanker, en jy is in konstante pyn, jy gaan deur diep moeilike tye, dit by die werk, jou kliënte betaal nie, die werk is nie die probleem nie, daar is genoeg werk, dit is net, kliënte kom nie na die tafel toe nie. En Dion het so ding wat hy sal sê, dit voel vir jou asof God jou gedrop het. Dit is stil nou. Ek weet, julle voel nooit so nie. Nooit. Ons almal gaan deur sulke goeters, en ons voel asof ons wil opgee. En ons is skrifgedeelte, John 16, verse 33, it says, I have told you these things, so that in me you may have peace. In this world you will not have trouble. Is dit wat daar staan? You will have trouble, but take heart, I have overcome the world. En kom ons wees eerlik vir 'n oomblik, ons wil altyd hê God moet ons omstandighede verander.
Hoekom? Want ons hou nie daarvan om ongemaklik te wees nie. Hy moet ons omstandighede verander. Maar miskien wil God iets anders te doen. Nou in hierdie tyd, toe lees ek bietjie oor en ek hoor hierdie stories van mense wat deur verskriklike moeilike tye gegaan het, en ek het myself die vraag gevra, sou ek so sterk kon wees as ek deur dieselfde goed gegaan het? To be unbroken, to be, die Engels praat van resilient. Ons praat van Afrikaans, die mooi woord daarvoor is veerkrag. Sou ek dieselfde kon wees? Ek hoor 'n storie van Helen Berhane wat sê, sy was 'n vrou gewees, en sy het gesing, mense het haar geken vir haar, sy sing hoe groot God is, en as gevolg van die feit dat sy haar Christendom uitgeleef het, het hulle haar vervolg en vir 2 jaar in 'n container toegesluit. Onder daai hitte. Sy was geslaan gewees, she was electrocuted, oor en oor, want hulle wou gehaat het, sy moes ophou. Sy moes teen God draai. She was beaten and she went through very bad. Ja. Maar later toe vra hulle nou vir haar, maar hoe is jy deur hierdie, hoe het jy dit gemaak? En sy antwoord, in that place of darkness, I experienced the presence of the Holy Spirit like never before. Julle kry skoon hoendervleis. Daar was 'n ander storie, as jy nou vir jouself 'n goeie boek wil gaan kry die boek van Heavenly Man van Brother Young. Maar dit was 'n man gewees, het sê, he was arrested 4 times and endured severe beatings, starvation and torture while being in a high security prison. In 1997, hy was in hierdie tronk vir 'n lang tyd. Dit lees, hulle het letterlik sy bene gebreek, so erg vergrys, dat sy bene het swart geword. Hy het actually met hulle gegrap, ek weet nie hoe dit reg gekry nie, dan elke keer vat hulle hom weer weg, en maak hy grap met die guards, en sê hy vir hulle, o, lyk my ek gaan nou weer vir my massage. Julle? Hoe gaan jy deur dit? En weet wat die wonderwerk wat gebeur het? Die Here het vir hom gesê eendag, okay, staan op en loop uit die tronk uit. Daar staan hy op. Staan op. Wonderwerk op sy eie. Die Here maak al die wagte se oë blind. Hy stap uit die tronk uit. Hoe gaan mense deur hierdie goed? En hoor sy attitude. Jy weet wat sy attitude, hoor gou hierso. Resilience on God in weakness, het hy gesê, it is not great men who change the world, but weak men in the hands of a great God. In the presence of Jesus, I say, I didn't suffer for Jesus in prison. No, I was with Jesus and I experienced His very real presence, joy and peace every day. Lastly, in sy endurance, we shouldn't pray for a light load to carry, but a stronger back to endure. Sjoe, julle, dis 'n hele ander attitude. En wanneer ek hierdie stories hoor, dan inspireer dit my, en ek vra myself die vraag, hoe gaan mense deur sulke moeilike tye, en ek raak upset as my pyp bars. Ons moet besef, jy was nooit geskep om deur die lewe te gaan op jou eie krag nie. Jy was nie so gemaak nie. God het jou geskep om nie dinge net op jou eie te moet doen nie. Jesaja 40 sê, dit sê, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Hierdie renewed strength is bo natuurlike krag. Dis nie jou eie nie. Nou hoekom sal hulle nou 'n arend gebruik? Hoekom? Want vir 'n arend wat bo alles is, lyk alles onder baie klein. Ken julle die goeie Afrikaans? Ons maak berge uit molshope. Is dit nie so nie? Ons wat altyd dinge met ons gebeur en dan vererger ons dit soveel erger. Dit maak obsessief, ons dink daaroor die hele tyd oor en oor. Ek praat altyd van
Die Engels sê, we are overthinking things. Weet jy wat die beste ding van die pyp wat by my huis gebars het? Hulle bel my om te sê die pyp het gebars. Ek sien my kombuis is flooded, alles is flooded in my kop. Ek bel al die versekering, ek was nog nie eens by die huis nie. Ons maak hierdie, we overthink, ons maak die slegste situasies op in ons kop. Ons gaan dit nie hierdie maand maak nie, die besigheid gaan ondergaan, dit gaan nie gebeur nie. En weet jy wat, dit is absoluut die grondplek vir Satan om leuns in jou kop te kom plant. Terwyl God wil hê, ons moet wees soos arende, wat net oor ons probleme gaan en kyk en sê, ag, dis niks. Soos hulle altyd sê, moenie sê hoe groot jou probleme is, jy sê vir jou probleme hoe groot God is. Die Heilige Gees roep op die Heilige Gees om jou innerlike krag te gee. Voor ek hierdie gedeelte lees, ons dink altyd ons is sterker as wat ons is. Weet jy hoe weet ek dit? Wie van julle het al ooit gesê, jy gaan maandag begin met jou dieet? Nee, elke maand, elke week. En dan begin jy maandag, is 'n slaaitjie en 'n hoenderborsietjie. Julle teen Vrydag. Dan vreet jy 'n hele pizza by jouself op. Jou wilskrag is klaar. Die hele week was jy sterk en dan vra jy jouself Vrydag, wat het gebeur? Dis wilskrag. Ek het slegte nuus vir jou. Ons het net soveel wilskrag. Maar ek het ook goeie nuus vir jou. God se krag is oneindig. Oneindig. En jy het daai krag binne in jou, wanneer die Heilige Gees in jou is. Efesiërs 3 vers 16 sê, ek bid dat hy deur sy Gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word. Teken, dis my grootste gebed, dat jy hierdie binnekrag sal ontdek, wat nie van jouself afkom nie deur jou wilskrag of hoe great jy is nie, maar dit sal kom van God af. Dis interessant dat dit sê, ek bid nie vir jou omstandighede om beter te word nie. Want dis wat ons almal wil hê. Die omstandighede moet net verander. En die beste van alles met dit is, as ons omstandighede nie verander nie, dan raak ons soos kinders wat 'n tantrum gooi. Ek is kwaad vir die Here. Miskien wil die Here iets anders aan jou doen. Miskien is daar 'n rede hoekom hy toelaat dat jou omstandighede nie verander nie. Die Heilige Gees het iets wat hy vir jou wil gee. He wants to give you a resilience. Dit praat van, ek het nou ook gesê, 'n veerkrag. Die Heilige Gees gee jou veerkrag. Dis baie interessant, in die 1700s, toe was hulle besig om groot skepe te bou uit hout uit. Nou in daai tyd, daar was net soveel hout gewees. Okay? So baie keer hulle sal die hout opgebruik wat naby die kus is, en dan moet hulle diep ingaan om hout te gaan haal. Nou hulle het op 'n stadium toe gaan hulle nou diep in, hulle gaan haal, binneland gaan haal die hout, en hulle bring die hout al die pad terug om die skepe mee te bou, en hulle het gesê, joh, hierdie is baie sterk hout, ons gaan goeie skepe hê, en toe met die storms, toe breek die mas die heeltyd. En hulle kon nie verstaan, wat's fout nie, hierdie mas is mos sterk, dis goeie hout, hoekom breek die mas elke keer as die wind te sterk raak? Maar later kom hulle agter, hulle kan nie die bome gebruik van die binneland om die skepe mee te bou nie, want die bome wat naby aan die kus het begin groei op 'n manier, dat wanneer die storms kom, dat dit veerkrag het. Daar's 'n rede hoekom palmbome die enigste bome is wat jy omtrent op eilande kry. As jy enige ander boom daar probeer plant, dit gaan nie werk nie. Want wanneer die siklone kom, die storms, is dit die enigste bome wat kan buig. En hier's die ding, die Heilige Gees gee vir jou hierdie resilience, hierdie buigkrag in jou storms, sodat jy juis deur dit kan gaan.
Maar ons rebelleer teen dit. Ons wil nie hierdie storms hê nie. En baie keer, ons raak hardkoppig en ons sal eerder breek as om te buig onder die wil van God. Hoe gestil volgende nou? Die grootste ding wat ons eerder moet vra is, Here, verander nie my omstandighede nie. Here, laat ek op die Heilige Gees vertrou, sodat wanneer die storm kom, dat ek daai veerkrag kan hê, daai resilience, sodat ek kan buig volgens U wil. Ek sal nooit verkies, hier is 'n baie snaakse storie. Ons as Suid-Afrikaners, ek voel is nogal resilient, hoor. Ek voel regtig ons is resilient. We've seen some stuff. Is dit nie so nie? Ons het al goed geadapt. Ek kan een keer, ek sal nooit vergeet nie, ek gaan saam met hierdie klomp Amerikaners, ag Trump, as jy hierdie video sien, vergewe my, maar ons gaan saam met 'n klomp Amerikaners en ons gaan nou in vir 'n uitreik. Ons kom daar in die middel van Swaziland, ons is in 'n uitreik, daar is nie storte nie, daar's een kraan vir 'n span van 30 mense. En daar's long drops. Weet jy wat 'n long drop is? Jonger mense, weet jy wat 'n long drop is? Kat. Nee. Mamma sal vir jou verduidelik. So, daai Amerikaners kom en hulle kyk hierdie storie so, hulle het 'n totale mental breakdown. Hulle huil. Hulle gaan in diep gebed in. En ek staan en kyk en lag. Nee, hierdie is kamp vir my, dis. Ouens, is jy 'n Christen wat buig? Of is jy 'n Christen wat huil die heeltyd oor die omstandighede wat moet verander? Hoor hierdie, dis 'n beautiful vers. 2 Korintiërs 4 vers 8. We are hard pressed on every side, but not crushed. Perplexed, but not in despair. Persecuted, but not abandoned. Struck down, but not destroyed. Baie interessant met hierdie vers. Die omstandighede het nie verander nie. Maar die Christene het iets ontdek van die Heilige Gees binne in hulle. Die Heilige Gees binne in hulle. Wat hulle die krag gee om deur enigiets te gaan. Because God has made them resilient. Ek wil vandag vir jou sê, onthou, hou op rebelleer teen jou palmboombuig oomblikke. Jesus self, die Seun van God, het 'n oomblik soos dit gehad. En daai oomblik was net voor die kruis. Hy was in die tuin van Getsemane. Sy disippels was daar, maar hulle het aan die slaap geval en dit was net Jesus en God. En ons kry dat hy bang geword het. Hy het geweet wat kom. En Jesus self het gebid, Here, as dit U wil is, laat hier die lydingsbeker verby my gaan, maar nie my wil nie, Heer, U wil. Ons moet so versigtig wees, dat ons so obsessief raak oor ons omstandighede, dat ons nie besef, dat God wil ons vorm in iets soveel groter as wat ons kan verstaan. Sodat mense na jou lewe en jou getuienis kan kyk en kan sê, hoe op dese aarde kry daai persoon dit reg? Terwyl die res van die wêreld breek in sulke omstandighede, gaan daai persoon deur dit met 'n glimlag. En dan sal daai persoon sê, ek kan dit nie doen uit my eie uit nie, dis net Jesus Christus en die Heilige Gees. Hierdie is seker een van die moeilikste dinge vir my en ek het gaan dink hieroor. Maar die Heilige Gees herinner jou dat jy nie alleen is nie. Wie van julle het alleen gevoel al is daar mense om jou? Ek het al.
Jy voel alleen, as voel asof jy alleen hierdie goeders dra. Maar Jesus het juis gegaan, en ons gaan hierdie donderdag praat oor die hemelvaart. Jy wil nie Sean se boodskap mis nie. Hy het juis gegaan sodat ons 'n geskenk kan hê. Johannes 14 sê, ek sal die Vader vra, en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur, om vir ewig by julle te wees. Hier is die groot ding, die Heilige Gees is nie net 'n besoeker nie. Hy is die heeltyd met jou. Die vraag is eerder, is jy bewus van hom? Hy's nie net hier in die kerk, wanneer die worship, en die kersies is so mooi, en die band speel, en jy sê, dis awesome, dis great om dit so te ervaar. Maar raai wat, as jy nou in die kar gaan klim, hy's nog steeds met jou. Die vraag is jy bewus van hom? Ek het al, wie van julle het al, ek weet julle doen nie sulke goed nie, seker maar ek is maar bietjie lui soms. As jy gaan groceries koop, wie van julle probeer al die sakke in one shot deurvat? Kom manne. Jy laai vir hom, hier, oral, papa. Al sleep jy hom. Maar jy sal nie teruggaan nie. En dis baie keer hoe hardkoppig ons in ons lewe is. Ons probeer al hierdie goeders op onsself laai. En meanwhile loop die Heilige Gees langs ons en hy sê vir ons, ek kan jou help, né? Nee, ek het dit. Dion het so 'n bietjie daaroor gedeel, en hy het nie gesê wie dit is nie, maar ek is nie bang om te sê nie. Ek het in 2015, het ek 'n totale mental breakdown gehad. En dit was niemand se skuld behalwe my eie nie. My identiteit was in my werk en hoe hard ek werk. En my identiteit was, ek moet net almal gelukkig hou. En kom ek sê vandag vir jou, hierdie werk as pastoor, en is baie keer een van die moeilikste goed. Want vir een of ander rede, en ek weet dis nie julle nie, dis daar net in Pretoria. Julle doen nie sulke goed nie. Maar vir een of ander rede dink almal in die kerk, hy weet beter om die pastoor se werk te doen as die pastoor self. En ek het totaal uit mekaar uitgeval. Ek was klaar met bediening al op 'n vroeg ouderdom, ek wou weghardloop. Ek was broken. En ek het regtig gedog, die Here is nie meer met my nie. En Dion het vir my 'n gebed gedoen. Ek het daai tyd het ek by die dam gaan sit, en hy het dit al genoem, maar gaan ek weer noem, en ek het gesê, ek staan agter 'n venster, en ek kyk deur dit, maar ek is nie deel van dit meer nie. Ek het dit vir niemand gesê nie, behalwe vir Dion. Ag nee, nie vir Dion nie, vir niemand gesê nie, soos niemand, behalwe vir die Here. En Dion het hier voorgekom, en die Heilige Gees het met Dion gepraat, en hy het hierdie woorde gebruik. Die Here sê vir my, jy staan agter 'n venster, en jy is nie meer deel van die lewe nie. En toe het ek geweet, die Here is met my. But he took me from my brokenness and gave me a new strength that was not built on my own ability, but was only built by his power, his goodness, and his might. En ek wil vandag vir jou sê, en jou, jy kan nie doen wat jy doen, as jy nie gaan begin vertrou op God se Gees nie. Jou hele geestelike lewe gaan oor hoe God jou omstandighede moet verander, en hoe die inkomste net beter moet gaan, en hoe jou huwelik, ek wil vandag vir jou sê, jy is nie God nie, jy kan nie mense se harte verander nie. Net hy kan. Hou op om te probeer deur die lewe te gaan, om alles te probeer beheer. Jy gee jou beste, en jou gebed moet wees 'n totale oorgawe wat sê, Here, ek vertrou jou vir die res. Maar ek weet daar's baie mense wat vandag hier sal sit en jy het al opgegee. Jy gaan maar net deur emotions. Hoe sê hulle, die ligte is aan, maar daar's niemand tuis nie. Die hamsterwiel hardloop, maar die hamster is nie meer op nie. Ek wil vandag vir jou sê, miskien is dit tyd vir totale oorgawe. Voor jy gaan ophou om op jou eie krag staat te maak.
waar jy gaan ophou om die hele tyd te vra, Here, verander my omstandighede, en waar jy gaan begin sê, Here, I cannot do this, but I know through your Holy Spirit, I can. Deirdre, kom vir my vorentoe. Julle, ek gaan nie eens aangaan met die res van my preek nie. Ek wil vra vir jou om jou oë te sluit. Ek voel regtig in my gees, hier's vanoggend mense hierso. You've been through some stuff. Jy moet my nie verkeerd verstaan nie. Ons leef in geloof en ek weet die Here is 'n God van wonderwerke. I have seen his miracles over and over. Maar miskien is jy op 'n plek wat jy's besig om te bid en te bid en te bid, maar jy vra die verkeerde goed. Jy vra die hele tyd vir die Here om jou omstandighede te verander. En jy probeer die hele tyd uit jou eie krag uit beheer neem. Want jy voel verantwoordelik. It's your burden to bear. Ek wil vandag vir jou sê, jy is nie alleen nie. Jy was nooit bedoel om alleen te wees nie. Jy was nooit bedoel om dit uit jou eie krag uit te doen nie. Jy moet vanoggend uitroep na God. Miskien het jy nodig om te bely en te sê, Here, ek vergewe my dat ek hierdie goed op my eie probeer doen. Wanneer daar is waar jy is, ek wil vir jou bid. Hoe almal so is gesluit, maar ek wil jy moet staan asseblief daar waar jy is. Ek wil vir jou bid. Staan asseblief. Hier's baie mense, ons is almal deur dit. Wil jy moet fisies staan, want dit is tussen jou en God. You're standing up and saying, Lord, I need you. I need you. Is baie mense wat staan. Maar Vader, sien die mense wat staan by U. Hulle staan vanoggend en hulle sê, ons het U so nodig. Ons voel ons wil opgee soms, Here. En ons wil so graag hê ons omstandighede moet verander. Ek voel die mense wat hier is, jy voel jy kan nie cope by die werk nie. Ek voel vir jou die stres is te veel. Wil jy nie opstaan nie? Sê, Here, I can't do this on my own. Ons nog mense wat staan. Ek wil nie met jou hande opsteek vir 'n oomblik. Jy moet sê, Here, hier is ek. Steek jou hande op vir hom. Just lift your hands. Here, hier is ek. Maar Vader, ek bid vir elke persoon wat vanoggend sy hande uitsteek na sy Vader toe. En sê, ek het U nodig. Here, vergewe ons waar ons op ons eie krag probeer staat maak het. Here, vergewe ons waar ons miskien net opgegee het. Waar ons geloof begin verdwyn het. Bid dat U elke persoon nou sal vul met die Heilige Gees. Ek bid dat U elke persoon nou sal resilient maak, veerkrag sal gee, dat wanneer die storm in hulle lewe waai, dat hulle sal weet in die stil plek, my God is met my, Hy sal my nie los nie. Here, dankie vir die getuienisse wat gaan uitkom, Here, oor wat U gedoen het. Hoe U deur elke persoon gevat het deur hierdie moeilike tye. Hoe jy hulle versterk het. Mag jy weet, God is met jou. Jy hoef nie te vrees nie. Mag jy weet dat Hy jou sterk maak. Jy is nie alleen nie. En ons sê, Amen.